praat vanmôre met u oor die Akeda. Toe mag mag dalk vra, sê, wat is die Akeda? Dalk die eerste keer wat jy hierdie woordjie hoor, die Akeda, maar u almal ken die verhaal wat gebaseer is op hierdie Akeda. Die Akeda, die woordjie Akeda beteken binding. This is the binding of Isaac unto the altar. Dis wat Abraham vir Isak op die altaar gesit het. So as jy wil weet wat die Akeda is dit presies hierdie verhaal. Waarna ons vanmôre bietjie gaan kyk in Genesis 22. Die Bybelse verhaal waar God vir Abraham beveel het om vir Isak op die altaar te plaas en te offer. Ons weet dit is die beloofde seun. Baie beloftes wat gekom het aan Abraham en Sarah deur hierdie seun wat die seun van die belofte is. En sien hoe hy op die berg Moria het Abraham hierdie seun gaan offer. Om uiteindelik sy geloof te toets, dit gaan oor die toets van sy geloof en sy gehoorsaamheid aan God. Hy word onderbreek deur 'n engel van die Here hoofletter, wie is dit? Jesus Christus. Wat hom stop en dan kom en 'n ram voorsien om geoffer te word in die plek van Isak. Dit is die Akeda. Wat vreemd is van hierdie verhaal, is dat God mense verbied het om ander mense te offer. As jy gaan kyk wat het gebeur, met betrekking tot die afgod Moloch, het hulle kinders geoffer, daarop daardie offer, en God het dit verbied, maar hier kom God, eintlik teenstrydig met wat hy gesê het. Jy het gesê, maar hoe kan God dit doen, want God het geweet, want Abraham kan dit nie weet. Abraham het dit nie geweet nie. Maar God het dit geweet, dat dit gaan nie gebeur nie. Hierdie was net 'n toets van sy geloof. Sien hierdie is geskiedenis van Israel. En as jy gaan kyk na die feeste, word hierdie herhaal, hierdie Akeda, word gelees by die Rosh Hashanah. Die Rosh Hashanah is natuurlik die nuwe jaar, wat plaasvind op die 1 September, ons kalender. So dis ons nuwe jaar, weet ons begin, Januarie, 1 Januarie. Die Joodse kalender, nuwe jaar is die Rosh Hashanah begin by die 1 September. By daardie fees van die trompet geblaas, it is the feast of the trumpets. Dan lees hulle hierdie verhaal met betrekking tot Abraham wat vir Isak geoffer het. Die Akeda word daar gelees, ook by 'n oggenddienste word gemeld, dat dit is wat gebeur. Die ramshoring word geblaas, want wat is dit? It is the feast of trumpets. Hoekom word die ramshoring geblaas by Rosh Hashanah? Want dit herinner hulle aan daardie ram wat God voorsien het om in die plek van Isak te geoffer. Daarom praat ons van die ramshoring. Dit is daardie horing van daardie ram wat geblaas word om hulle te herinner aan Abraham se toewyding aan God in die eerste plek en die ram wat God voorsien het. Interessant as ons kyk na hierdie feeste. 'n fees 10 dae later is die versoendag, the feast, the atonement. 10 dae later is die Yom Kippur, want Kippur beteken versoening. En dit is waar ek laasweek met u gepraat het, of toe ek met u gepraat het, ek doen dit oor die Tola wurm. Het ons gesien, it is the scapegoat. Daardie sondebok word in die natuur vrygelaat by Yom Kippur, want Kippur beteken versoendag. Dan het daardie sondebok die versoening gedoen vir die volk Israel se sondes. En onthou van die band wat aan die sondebok vasgemaak is, die rooi band wat in 2 gedeel is, en die ander gedeelte was waar vasgemaak aan die tempel se deur. En dan wanneer daardie sondebok geoffer was, en God het die offer aanvaar, wat het met die rooi tou gebeur wat aan die tempel se deur was? Hy het wit geword, gebaseer op Jesaja 1:18. Al was jou sonde soos skarlaken, gaan wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit gaan word soos wol. Wat het met die Tola wurm gebeur? Nadat haar kleintjies haar vlees geëet het vir 3 dae, om te kan leef, het sy wit geword in die vorm van 'n hart, en daai was wat wit geword het soos wol op die grond geval, gebaseer op Jesaja 1:18. Fantastiese simboliek.
Wat gebeur het in die geskiedenis, is daar die 10 dae, tussen die Rosh Hashanah en Yom Kippur, was dit 'n 10 dae van bekering, waar die volk gegaan het. Hulle het daardie 10 dae gebruik om introspeksie te doen, met betrekking tot hulle sondes en hulle ongeregtighede. Dan het hulle belydenis voor God gedoen, en daar was versoening vir hulle sondes gewees. Baie belangrik is die Akedah. Baie belangrike geskiedenis vir die volk Israel. Ons moet gaan kyk na die teologiese interpretasie. Eerstens rondom Judaïsme. Wat is die teologiese interpretasie van die Akedah? Hierdie is 'n sentrale verhaal in die Joodse geskiedenis. Baie belangrik. Joodse geskiedenis word gelees natuurlik tydens die Rosh Hashanah. Dit word beskou as die hoogste voorbeeld. Daarom word daar verwys na Abraham as die vader van wat? Van die geloof. Die hoogste voorbeeld van Abraham se gehoorsaamheid en sy geloof aan die opdrag wat God vir hom gegee het om sy seun, hierdie beloofde seun, wat hy bonatuurlik van God ontvang het. Hy kon nie swanger raak nie, kon die kinders gehad. Die toets vir sy gehoorsaamheid en natuurlik sy geloof word geïnterpreteer dat God wil nie hê dat ons kinders moet offer nie. Want wat het God gedoen om gestop en gesê, jy offer nie jou seun nie, maar as 'n dier, as 'n ander ram wat geoffer kan word en nie. Die blaas van die sofar, natuurlik het dit betekenis as 'n teologiese interpretasie vir die volk Israel. Jy sien, want wat sê dit is die nuwe jaar wat God vir sy volk bevestig. Nuwe jaar word bevestig en ook natuurlik dat God het 'n ram voorsien. En hierdie ram, alweer weet ons is niks iemand en verwys na wie? Jesus Christus. In die Christendom is dit natuurlik. Wat is die teologiese interpretasie in die Christendom? As ek en u na hierdie verhaal kyk, waarna kyk ons? Wat wil die Here vir jou en my leer deur hierdie verhaal? En dit opgeteken is in die Bybel. 2 dinge. In die eerste plek illustreer dit 'n bereidwilligheid van volgelinge van God om sy opdragte te gehoorsaam. Amen. Ek hoop dit is wat jy ook vanmôre uit hierdie verhaal gaan vat met Jesus. In die tweede plek, waarvan spreek dit? Vir die Christendom verwys dit na wie? Jesus Christus wat as lam gekom het en in jou en my plek geoffer is aan die kruis. Ek en jy moes aan daai kruis gehang het. Ons was nie waardig nie. Waardig is die lam, Jesus Christus, die enigste offer wat God aanvaar in 'n nuwe verbond. Daarom het ek vir julle gesê, en dus is dit na 30 jaar Christus, na 30 jaar toe Christus gebore, 30 jaar na Christus, het die Jode steeds aangegaan om daardie sondebok in die natuur in te stuur. En dan het hulle nog steeds die rooi tou gevat en in 2 gesit en die een het hulle aan die sondebok se horings vasgemaak en die ander tou het hulle aan die tempel se deur vasgemaak. Maar vir die volgende 40 jaar, 30 na Christus tot en met 70 na Christus, waar die tempel afgebreek en verwoes was, het daai tou aan die tempeldeur nooit weer wit geword. Wat stel dit voor? God aanvaar geen ander offer nadat Christus sy verskyning gemaak het as die ware lam van God, die offer van die Nuwe Testament. Daarom kan jy gaan soek en mense in hierdie wêreld kan gaan soek na 'n ander offer. Daar is baie ander gelowe wat ander offers het wat nie Jesus Christus is nie. Die woord van die Here sê in Hebreërs, jy kan gaan soek na enige ander offer. As jy die kennis het dat Jesus Christus is daardie offer, kan jy na 'n ander offer gaan soek. Nee, wat lê vir jou voor? 'n verskriklike verwagting van die vuur oor, naamlik die hel. Ek hou aan die voor, die lam van God is die offer van die Nuwe Testament. Hy is die ram wat God voorsien het, my broer en suster, of simbolies van daardie ram wat God gestuur het om die kruis van Golgotha te sterf. Jy sien, dit is wat vir die Christen daar beteken. Dis die teologiese interpretasie vir ons as kinders van die Here. Dan kry jy ook die Midrash. Midrash is die rabbi se geskrifte, literatuur van die rabbies. Hulle sê iets anders. Hulle beweer dat Abraham het vir Isak geoffer. Hy het sy keel afgesny om te offer en hy het die dode lewend gemaak. Ons weet dis nie waar.
Ons weet, is nie so. Jy sien. Want jy sien anders, ek en jy, ook nie geleef vandag. God het ons gespaar, halleluja. En hy sy eie offer voorsien, Jesus Christus. Sodat ek en jy kan lewe vandag. Jy sien, die verhaal speel hom af by die berg, waar van die Here, die berg Moria. Dit is baie interessant dat God is spesifiek in die detail, in die profetiese woord wat die Here gee, en die opdrag wat God gee. Hy sê vir Abraham, waar moet jy vir Isak gaan offer? Op die berg Moria. God is spesifiek. En dis baie keer wat ons as kinders van die Here moet doen. Wanneer God met ons praat, moet ons baie mooi luister. Spesifiek luister wat God sê, want God gee vir ons detail, wat is belangrik. Abraham kon nie op enige ander berg gaan doen nie. Hoekom was hierdie berg kenmerkend? Hoekom het God gesê, Abraham op hierdie berg Moria? Hierdie berg het 'n spesifieke betekenis. Ek vat u na Jakob toe. Jakob, waar gaan hy? Hy gaan na Haran toe. En toe kom hy daar by 'n spesifieke plek. Raai maar wat 'n plek het hy gekom in die nag. Hy vat 'n klip as 'n kussen. Dis 'n harde kussen. Lees sy kop op die klip en hy slaap die nag en hy kry 'n visioen. Hy kry 'n droom. Wat was 'n droom in die visioen wat Jakob gekry het? Hy sien die hemel geopen. And a staircase from the heaven to earth. Hy sien engele op en af beweeg. En God met hom praat uit die hemel uit. Waar dit gebeur? Op die berg Moria. Want God het 'n plek gekies in hierdie wêreld. Toe hy wakker word, toe sê hy, nadat hy met God geworstel het, hierdie is niks anders as die huis van die Here. Hy noem die plek Bethel, wat beteken Bethel? Huis van God. Want God is spesifiek. God gee opdrag vir Salomo om 'n tempel te bou. Waar het hy die tempel gebou? Op die berg Moria. Want God het geweet wat moet gebeur. Vir God belangrik. Ons moet luister wat sê God en sy woord en spesifiek begin doen wat die woord van die Here vir ons sê. Daarin lê groot seën. Sien, as jy kyk na portals, jare terug het ek met julle gepraat oor spiritual portals. Baie die boodskap jare terug. There are many portals in this world. There are portals to heaven and there are portals to hell. En as jy gaan kyk in hierdie wêreld, baie keer dinge, moet jy versigtig wees veral wanneer daar sekere dinge oopgemaak word, of sekere dinge gebeur, die opening van Olimpiese spele, die opening van 'n stad of sekere dinge wat daar gebeur, is daar baie keer portals wat oopgemaak word na die hel toe. Dan sien jy die rituele wat hierdie mense uitvoer. Dan mense in die wêreld nie kennis wat hulle eintlik besig is om helse poorte oop te maak, sodat demone kan infiltreer in hierdie wêreld. Vandag jy sê, daar's poorte wat na die hemel toe lei. The main spiritual portal is there. Wat ek vandag vir julle sê. Die hoofpoort is die poort wat Jakob gesien het. As ander poorte ook. Hulle praat van ons weet nie hoeveel poorte wat in die see is. Wat lei na die onderwêreld. Dit het 'n bietjie opgeswakking gewees met dit. Maar vandag wie sê ek luister, ek tik eendag in. What does the world say is the main portal in this world? Ek kom nie by die een wat Jakob gesien het nie. Hier is ander gelowe waar hulle 'n afgod aanbid by plekke waar hulle sê that is the main portal. I've got news for them. Ja. God in die hoofportal het aan Abraham openbaar. En dis daar op die berg Moria waar die huis van God in die tempel van die Here gebou word. That's the main portal. Hallelujah. You see, did you know that you can create a portal? In your house, you can create a portal. Ek het nie geweet nie. Vandag wie sê, daar waar jy 'n binnekamer gekies het vir God, en die Here daar op 'n daaglikse basis aanbid en loof en prys, you are creating and opening a portal, waar jy met God ontmoet in die binnekamer. Binnekamer tyd is belangrik. Ek hoop jy het 'n binnekamer, waar jy 'n poort oopgemaak het na God toe. Halleluja. En die heerlikheid van die Here vloei daardeur.
Please open those spiritual portals. Daar word 'n verhaal vertel, ek dink dit is van 'n preek probeer steel. Praat van 'n vrou wat 'n stoel gehad het waarop sy gesit het. Sy het op baie stoel die Here aanbid en geloof in God. And she created an open portal there at that church. Daai stoel het 'n oop portal begin word. Waarop sy daagliks gesit het en die woord van God gelees het en God aanbid het. I hope you have a portal. Het jy iets en jy ook oor dit. God met jou kan praat en jy met die Here kan praat, spiritual portals. So dat sê 2 Kronieke 3:1. Salome het die huis van die Here begin bou in Jerusalem op die berg Moria. Want dit was God se plan en idee van die begin af. Om die huis van God daar te vestig. Wat vir jy sê, baie belangrike plek vir God. Dis 'n heilige plek vir die Here. Ek dink dis hier waar baie kinders van die Here is. Hulle besef nie dat dit is 'n heilige berg. Dis 'n heilige plek, die huis van God. Heilige plek. Maar wat sê Psalm 24 vers 3? Wie mag klim op die berg van die Here? Waar is die berg van die Here? Wat 'n berg is dit? Moria. Want Moria is waar die huis van God, die tempel van die Here gebou is. Wie mag klim? Die berg van die Here. Wie mag staan in sy heilige plek? Wat beteken? Wat is die heilige plek? Dis die huis van God. Jesaja 2 vers 3. En baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here. Praat van die berg van die Here, die berg Moria. Na die huis van God van Jakob. Amen. Ek praat van die berg van die Here, as 'n heilige plek en ek verwys na die huis van God. Dat hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel, want hy sien ons sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. Ek dank God, halleluja. Waar is julle vanmôre? Die heilige berg. Ek hoop julle sien dit, mag die Here julle oorloop. Jy sien om wat te doen sodat jy die weë van God kan leer en daarin kan wandel. Is die doel of een van die dinge hoekom ek en u vanmôre na die huis van God kom, na die heilige berg, na die berg Moria in die Nuwe Testament, is waar jy vanmôre sit, is die berg Moria, is die heilige berg. Wie mag staan? Jy sit in die heilige berg van God in die huis van die Here. Halleluja. Dank God vir Jesus Christus wat vir ons die deur oopgemaak het na hierdie berg Moria. Nog steeds 'n opdrag van God. Ek en u na hierdie berg toe moet kom. Baie belangrik. Daarom sê die Here wat moet ons doen hier? Ons moet volhard in die leer van die apostels, want dis waar die wet van die Here, dis waar God se woord gelees word, dis waar God se woord bestudeer word en verkondig word, dat ons kan luister na God. Wat hy vir ons sê. En daarin kan wandel. Wie lees dit tot met? Ons moet môre by gaan uitkom. Jesaja 30 vers 29. Die lied sal by julle wees soos in die nag, as die fees gevier word. Waar dink jy word die fees gevier? Waar dink jy? By die berg Moria. Wat is die heilige berg en is die huis van God? Hierdie is 'n feestelike byeenkoms. Ons is vandag by die berg Moria, waar liedere gesing word en fees gevier word en die blydskap van die Here in ons lewe gestap het. Halleluja. Ek tel nie. Ja, ek is vandag, ek het nie blydskap nie. Ek kan nie kerk toe kom. Nee, jy kom. Asseblief, hoor jy nie wat die woord van God sê nie? Hier is dit waar jy blydskap gaan kry, waar jy die vreugde van God gaan beleef, 'n lied gesing geword en waar daar blydskap is in die Here. Ek verlustig my in die Here ook hier in die huis van God. Wat wil die vyand doen? Hy wil jou weghou. Is hierdie strategie van die duiwel? Hy wil jou weghou. Wat sê die Here? Nee, kom na die huis van die Here toe, maar daar gaan jy, vrolik, jy gaan vreugde hê. Hy's God. Kom ek vandag vir sê. As jy so voel en jy kom in 'n diens en jy gaan dieselfde uit, jy nooit weer na daai kerk toe gaan. Asseblief, was jou tyd. Weet jy wat bid ons die Here? Vir die bediening. Here mag elkeen wat inkom, nie dieselfde uitgaan as wat ingekom het nie. Verryk, Here, opgebou
Die Heilige Gees van God in die woord wat jou bou. Ek bid die Here dat dit hier gebeur, asseblief kom praat met my as dit nie gebeur nie. Maar dis baie ons groot fout op die huiswerk. Sagaria 8:3. So sê die Here, ek keer terug na Sion en sal binne in Jerusalem woon en Jerusalem sal genoem word die stad van trou, die berg van die Here van die weerskare, die heilige berg. Heilige berg, die berg Moria. Prys die Here met ons is daar een ding is, en wat jy vanmôre gaan sien, begin 'n liefde kry vir God se heilige berg. Begin 'n liefde kry vir Moria. Begin 'n liefde kry vir die huis van God. Hoe sê ek dit? Wil ek weet of ek jy nou nog kan sien. Wat noem die Here? Of wat noem Abraham hierdie plek? Nou kyk ons na die name van God. Abraham noem hierdie plek Jehovah Jireh. Hoekom Jehovah Jireh? God het hier voorsien. Jehovah Jireh beteken die God wat voorsien. Nou vat ek die dieper vanmôre. Weet ons hoekom jy liefde vir God se huis moet kry? Ons gaan kyk in die Genesis 22:14. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Hoekom? Sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Waar sal dit voorsien word? Kry jy liefde vir die berg van die Here? Het jy voorsiening in jou lewe nodig? Kry jy liefde vir die berg van die Here? Begin 'n liefde kweek vir God, vir die huis van die Here. Ag, vir God en vir die huis van die Here. En ek dink as die Here ons 'n bietjie dieper vat en ons begin hierdie dinge verstaan en ons leer uit hierdie verhaal. Dis hoekom Dawid dit ding gesê. Dawid het hierdie dinge verstaan. Hy sê die volgende: dit was goed vir my toe hulle gesê het wat ons opgaan na die heilige berg Moria, die huis van die Here. Hoe hartseer vir mense wat Sondag en Sondag by huise sit. En die Here bid vir voorsiening, dan sê God nee, my voorsiening is waar. Die huis van die Here is waar die voorsiening is. Hierdie is steeds wat God van ons nie hulle mag, waar staan dit in die Nuwe Testament? Skryf weer Hebreërs 10:25 en laat ons, hy sê 4 keer hier in hierdie konteks, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim nie. So sommige die gewoonte het nie. Laat ons mekaar vermaan. Des te meer, luister maak, wanneer Jesus Christus weer gaan kom, hy praat van die dag van die Here daar. Luister, kom ek vandag vir julle sê, kan ek vir julle karaktereienskappe gee van 'n einde. Dit wat ek vandag van is. Moenie jy in daai kategorie val nie. In die einde gaan mense nie meer baie kerk. Ek sê dit, die woord van God sê. Daarom is dit belangrik dat wat moet jy doen en ek doen. As ons nou sien, ons moet hier nou sussie raak op die weg. Wat sê die woord wat moet ons doen? Wil jy hoor wat sê die Bybel wat moet doen? Vermaan jou boetie en jou sussie. Oh, nou dit het dan sê. Luister, waag jy dit? Broer, moet jy die dienste, hoe moet jy hier nie? Vermaan jy om die dienste by te woon. Wat er baie by. Luister, dit is suster. Maar weet jy wat doen ek vanmôre? Met groot liefde. Vermaan ek elkeen van u. Asseblief, begin 'n liefde kry vir die huis van God. Want die voorsiening van die Here, Jehovah Jireh, lê op die heilige berg Moria, die huis van God. Kry 'n liefde vir die huis van die Here. En jou doel kom jy na toe kom. Vir een rede. Primêr, God aanbid. Om te vergeet. Hierdie Here ons is so, dan gaan we die woord van God en ons leer te wandel, sê die Bybel. En wil ek blydskap nodig, vreugde nodig, en kom dienste toe man, halleluja. Hier gaan jy dit ontvang, jy gaan dit kry. Ek wil ook gaan kyk na hierdie simboliek, is die tipologie van wie? Van Jesus Christus, wat gesterf het in die kruis op Golgotha. Kom ons gaan kyk hierdie wat sê die woord. Ons vat die simboliek. En Abraham, Genesis 22:6 sê, en Abraham het die hout vir die slagoffer geneem en hy dit waarop gesit. Brandoffer geneem en hy sit dit op. Isak die een wie geoffer gaan word.
So hy vat die hout vir hierdie brandoffer en hy sit dit op Isak se skouers. Hy nie. Nou wil ek hê ons moet gaan kyk, broer en suster. Daai prentjie wat hier daar gebeur. Op wie is die hout gesit waarop hierdie offer geoffer gaan word? Op Jesus Christus. Net so het sy Vader ook die hout gevat en op sy seun gesit en Christus het die hout gedra na die plek van Golgotha waar hy geoffer sou word. Net soos Isak, is 'n tipologie. Wat nog? As ons kyk in Genesis 22 vers 2. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Natuurlik is dit Moria, berg Moria. En dit is wat Jesus Christus as die Vader se enigste seun wie hy lief gehad het. Dis dit seun wat hy geoffer het. Tipies simbolies van hierdie verhaal. Dan kyk ons verder in Genesis 22 vers 7 en 8. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek, my seun. En hy sê, hier is die vuur en hier is die hout, waar is die lam? Dus gehoor wat sy Abraham die brandoffer. Abraham antwoord hom, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. Broer suster, ek weet nie hoe kon Abraham dit antwoord nie. Abraham het geweet hy gaan wat doen. Hy gaan sy seun offer. Moet hy nie vir sy seun gesê, seun, jy is die lam. Ek gaan jou op daai altaar sit. Dis die akeda. Sou jy dit gesê? Sien, ek dink Abraham was bang sy seun sou weggaan. Hy sê ook daar weer. Wat sou jou seun gedoen? Vandag sê hy, ek gaan vandag vir jy sê, die tieners gesore hels, vandag, ek dink so die vader jammer gekry, as dit vandag, ja, sê, ons dink nooit daar nie, maar hy maak een verklaring, hy maak een stelling, hy sê, God sal die lam voorsien, die God het al klaar, jou seun, is hier die lam, ek dink het die vermoedigheid gehad om op die stadium, of hy iets geweet wat ek nie weet. Ek wonder my Christus. Sien, wat het God gedoen? God het gesê, luister hier som man. Here, gaan ons gered word in hierdie wêreld niks. God sal voorsien. God sal 'n lam voorsien. Die redder vir hierdie wêreld is die lam wat God voorsien. En die wêreld mis dit hom nie aanvaar. God het reg deur die Ou Testament vir ons beloof dat hy vir ons offer 'n lam gaan voorsien. Reg hier die Ou Testament sê daar sê dat die volk Israel en die Jode dit nie raak sien nie. Daar's soveel dinge in die woord van God wat Jesus verteenwoordig wat hulle sien nie raak nie. Genesis 22 vers 13. En toe Abraham sy oë opslaan, toe sien hy nie eens 'n ram wat op die bos is met sy horings vasgeraak het. Natuurlik ek glo dis 'n dorings. Dis 'n doringboom gewees het waar hierdie ram het aan sy kop wat gehad horings. Wat het Jesus op sy kop gehad? 'n doringkroon. Dit kom net verwys na Jesus as die lam. Er kon enige ander kroon op hom gesit, hulle sit 'n doringkroon, want die lam was vasgemaak deur dorings. En God roep na Abraham, vermoedelik uit die hemel, want die skrif sê, in die hemel het die stem gekom. En Abraham antwoord die volgende, hier is ek. Baie kenmerke vir woordjie. Ek wil hierdie woord lees skryf, die hele wat ek skryf. Wat antwoord Abraham vir Jesus? Hier is ek. Dink jy God het nie geweet hy staan? Of dink jy die Here het geweet Abraham staan daar? God praat met hom. Dit is baie dieper betekenis. En hierdie woord, ek vandag vir jy wat sê my broer en suster, Here begin praat met my in hierdie week, oor hierdie gedeelte. As ek weer nou nie ooit iets wil aanraak, ek moet nie volgende week mis. Maar vandag vir jy sê. Begin al vandag 'n liefde vir God se huis kry. Moenie volgende week mis nie. Volgende week is magtige deurbraak wat gaan plaas in die grond van net hierdie woord.
Nooi mense wat God nodig het en 'n wonderwerk en deurbrake nodig het. Amen. Wat sy sê, right? Amen. Die Here hier is weg. Dis 'n frase wat soms deur ander gebruik word om hulle gereedheid op God se opdrag en dit wat die Here gesê het te reageer te sê, Here. Ek weet nie mis ek praat van hier. Wat antwoord ek het as God ons roep? Is jou antwoord. Die Here het jou al geroep. Wat vir jy sê, Here het almal van ons al geroep. Nie vir dieselfde ding nie. Maar ek moet af vir jy sê, ek het geen twyfel in my hart dat God het jou al geroep. Ek weet nie wat was ons antwoord nie. Sien, die versoek was baie skokkend gewees vir Abraham. Hy het nooit verwag nie. Kom. Maar Here, dis al nie. U het hierdie seun vir my beloof. Hierdie is nie net 'n seun nie. Hierdie is die seun van die belofte. Here, die nageslag van my gaan groot word soos die sterre van die hemel en die sand van die see. Vader, al die ander nageslagte gaan deur hierdie seun, Here, wat U gesê het, gaan geseën word. Nou wil U hierdie seun offer. Wat het Abraham gedoen? Luister jy in hierdie verhaal ooit een keer waar Abraham met God gemurmureer het? Hom 'n vraagteken het en gesê, Here, hoe kan U dit doen? Here, U is die een wat hierdie verbond my beloof het. Here, nou wil U dat hierdie belofte wat U vir my gegee het, ek moet offer. Die dieper, my broer en suster, ek en moeder. En Here, dit was maklik vir Abraham. En Abraham se hoogste prioriteit was wie? God! Wat is hier my hoogste prioriteit in hierdie lewe? Moet niks anders wees as God om hom te aanbid, die Here. Hoekom sit jy vanmôre in hierdie diens? As dit nie is om God te aanbid nie, om hom te bestuur en te behaag nie, I was made for worship. You were also made for worship. As te veel mense wat betrokke is, wat sy eerste prioriteit nie God is nie, ander dinge is meer belangriker as vir God. Wel, dit het jy in die kerk nie. Hierdie ek praat vanmôre nie. Waarom ek is hier om God te aanbid? Amen. Wat is jou definisie van aanbid? Dink 'n bietjie daaroor. As ons sê ons gaan die Here aanbid, waar al dit mense? Van die Here sin, ons gaan die woord van die Here besin, ons gaan die woord van die Here besin. Wat al die ekstra met ons praat nie. Dis fantasties. God wil ons doen. Dis aanbidding. En wie sê as baie dieper aspekte van aanbidding. As om nie op jou gemaksone te sit in 'n lieflike plek om God te loof en prys en aanbid en te sing en te lekker in die Here. Wie weet wat ware aanbidding is? Ek gaan vir julle sê wat Abraham gesê het. Wat is aanbidding? Ek moet julle sit. Maak die Here toe bly in die dag. Kom ek vat hier na aanbidding toe. 'n dieper vlak. Genesis 22 vers 4 en 5. Op die derde dag, by derde dag baie dit net die derde dag. Toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af wat die Here vir hom gewys het, die berg Moria, die heilige berg. En Abraham sê aan sy dienaars, luister hier. Stelling wat Abraham maak, het hy iets geweet wat ek en u dalk nie weet nie. Bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan om wat te doen? Askies. Dan wat? Nee, Willem, dis om Isak te offer. Wat is aanbidding? Dis jou offers. Wat jy bereid is om op die altaar te plaas. Wil jy God aanbid? Wie is jou Isak? Sit ek jou Isak? En dan kan ek hier en hier wil praat. Ek en jy, my broer en suster, ons dink ons van binne Here. As ons lekker met ons voertuie gemaklik hiernatoe gebly in 'n lieflike plek wat sit. Die Here te loof en prys. Wat as die Here jou gaan vra vir dieper aanbidding om te offer?
Ons dink dis offer. Nee. Maar ek wil julle sê, is dit in Nederland en Nepal, word hulle gestuur as sendeling om daar die evangelie te verkondig. Ek dink as hulle wat ons vertel het, hoor in die storie. Waar mense vir 3 dae stap om 'n diens by te woon, ondergronds, met die wete, hulle kan dalk nie weer terugkom nie, want hulle kan doodgemaak. Daai mense sit heel dag op sement, om na die woord van God te luister. Hulle het so 'n honger en dors na die woord. 3 dae stap hulle. Dan sit hulle 'n hele dag op sement en steek hulle na die woord van God. Was ons vandag? Hoe desperaat is dit? Nee, ek het geoffer om vanmorgen hier te wees. Ja, ek het niks gekaan. Lekker wat? Sit op sagte stoel. Sal nog mense nog nie eens bereid is om dit te doen. So daar sê wat jy nie sulke stellings moet maak, soos hy vanmorgen gemaakt het. Sê, Here, wat gaan aan, Vader? Waar is die kerk? Nee, asseblief voorsien, Here, voorsien. Nee, waar is die voorsiening? Ja. Hy is verdeel. Sorry dat ek iets te probeer. Ek bid die Here, die God se woord ernstig aan opvat. En ons weer begin met liefde hê. God se huis. Die Here. En geweet wat God ons doen. Kom ek vandag iets. En ek weet volgende week gaan weer iets doen in die lewe. Jy kan voorsien iets. Jy kan dinge gebeur in die lewe. Volgende week. Grond van die woord van die Here van die lewe. So opgewonde op volgende week. Jy kan oor enigiets spreek. Net nie oor 20 nie. As jy bereid om jou dag iets sit op 'n gemaklike stoel, as mense daar op 'n sement sit en smag wat die hele dag na die woord van God kan luister, en smeek om nie te gaan. En verstaan ek hoekom daar soveel wonderlike gebeur al in die grond is. Want daar's 'n desperaatheid. Kyk, die kerk van God is nie desperaat genoeg nie. Sien, ek dink dis een van die redes hoekom ons nie soveel wonderwerke sien as wat ons kan nie. Selfs om te sien. Ons het nie 'n liefde vir God se huis, ons is desperaat. Sien, desperaatheid kan ek nie ure oor praat. Sien, praat oor genesingswonderwerke. As jy nie desperaat is nie, broer en suster, kom ek vandag vir julle sê, ons het geleer in die verhale van Jesus Christus. As jy nou iemand sien wat desperaat is om iemand anders se dak oop te maak en hulle vriend af te sak sodat die Jesus. Of het Jesus daar gestaan en 'n uitnodiging gemaak? En toe hulle die uitnodiging hoor, hulle het man, weet jy, kan jy nie vandag by Jesus uitbring nie, want dit is ongelukkig te veel mense, kan nie al by uitkom vanmorgen. Die Here het plan gemaak. Ek praat oor desperaatheid. Plan gemaak. Vrou wat 'n bloedvloeiing gery het, mag nie die teenwoordigheid van die volk gekom het. Dit was die wette van die Jode. Sy het gesê, as ek net sy soom kan aanraak, sy deur die skare gebeur, net om sy soom aan te raak, en gesê, ek is desperaat. Of het Jesus daar gestaan, is daar iemand die so, wat siek is, asseblief, maak hierdie plek vir hulle oop en genade. Desperaat. Ek wonder, wanneer gaan ons dienste beleef? Wanneer ons hier voorstaan, ek besig om te preek en mense hardloop voor op die volk en God se aangesig gesê, asseblief bid vir my, ek sê, ja. Wat is die tendens? Die teenoorgestelde. Jy maak 'n uitnodiging om die mense smeek om vorentoe te kom. Bly dit hy nog sit op. Maandag bel die pastoor daar by van hom. Nou nie net
lig vir die dinge uit, en ek dink die Here is besig om ons te praat. Hierdie is kragtige boodskappe wat God wil vir ons vat en oorwinning. Here gee vir ons sleutels en beginsels vanmôre. Want hy wil vir ons wys waar ons is, ons moet 'n bietjie introspeksie doen. Dan kyk en sê, waar staan ek vanmôre? Here, wat is my Isak? Here, wat is dit wat ek moet neerlê, Here? Wat doen hy? Abraham kom. Nou sê jy om God te aanbid. Hoe aanbid hy die Here? Maar as jy sê aanbid hy die Here, hy maak sy eie eniggebore seun. Maak hy vas, Akeda. Hy bind hom vas aan 'n altaar om sy keel af te sny en hom te verbrand. Gaan bid. Laat ek dit gelukkig om die Here te doen versin. Ja, dis dit ook. Maar wat as die Here jou in my diepte gaan vat? To worship God is to live a life, a sacrificial life. That's to worship God. Jy aanbid God wanneer jy luister wat die Here vir jou sê en jy begin dit doen. Dis dieper aanbidding. Wat kos dit jou om die Here te aanbid? Net jou eie ek en jou eie trots. En jou hande op te lig en die naam van die Here te roep. Net jou eie ek. Wat se offer is dit om dit te doen? Ek wil vandag vir u vra. Is dit 'n offer? Ag so bietjie. Jy offer net die eie ek en die ego. Wat gaan ander mense van ons sê? Ek glo dat in die worship van vanmôre as een betekenis in die oorspronklike Hebreëus. En dit beteken die volgende wat gekoppel is aan aanbidding. It is to be clamorously foolish in the presence of God. Ek verwag jy sê, ek dink dis kerk, dis waar ons moet uitkom. I'm gonna worship God, I'm gonna be like David. Amen. Ek gaan dans rondom die ark. I'm gonna be clamorously foolish in the presence of God, want die ark het God se teenwoordigheid verteenwoordig. Sy vrou kyk van daar van haar balkon af. Sy verag hom, because he was clamorously foolish. Hy's 'n koning. En die Here sluit aan die Christus vir ewig, vir nooit en want die God is ernstig om vir jou en my, om offers op die altaar te sit. Luister my broer en suster, hier's offers elke Sondag. Hier's 'n altaar van aanbidding en ek het hier die geleentheid om God te aanbid en sy naam groot te maak. Halleluja. Dis tyd dat ons 'n liefde gaan hê vir God en sy huis. En verstaan, dis hier waar die Here verheerlik en aanbid word. Maar vandag wil jy sê, wanneer hierdie gemeente gaan kom en sê ek gaan by dit lê my, ek gaan my trotsheid en my pride aan by dit lê it down. Jy begin doen wat ons sing. Ek gaan begin doen, Here, wat ons sing. Leg jou hande na bo. Ek buig my knie op die aangesig van sy liefde. Dis is die bereik met dit doen. Wie wat kan? Meer ernstig begin raak, soek God, halleluja. Sien, kom ek vandag vir julle sê, as ons op 'n punt gaan kom, waar ons alles neer gaan doen. Sien, Here, ek mag nie saak wat my liefde op soos die naams ons moet sê. I'm gonna be clamorously foolish in your presence, God. As u sê, ek op my aangesig val voor u, Here, dan doen ek dit. Gaan nie van my wat mense sê. Vandag vir u sê, aan ons is salwe in die heerlikheid van God beleef, as ons nou doen. Ek en nie wat die eer wat maak, God se heerlikheid en sy salwe. Ek en nie maak dat heerlikheid. In my plaas, ek sê op die altaar, op 99,99 om my engel van die Here. Stop! Wat jy doen. Ek dink ek en jy was al baie keer in die proses dieselfde as dalk Abraham. Maar ons het al begin opgeen so op 'n televisie kom. Die Here weet so wat kan ek doen hier. Wat ek glo van. Nie dat God dit van jou sou verwag nie, jy moet net jou geloof het.
En met jou toewyding aan hom wil jy, albei het dit sê, ek sê dit nooit, dat jy jou offer, wat is jou Isak? Dat jy jou Isak op die altaar moet sê. Nee, hy wil net ons geloof iets. Engel van die Here, daar in Genesis 22:11, het hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, en die antwoord, hier is ek. Het jy die woord nie neergeskryf? Vierde keer antwoord hy. Luister, het God geweet hy staan daar? Ja, God roep van die hemel af. Ek sien hom. Dieper beteken die woord nie. Die volgende ek mis nie. Dit weet jy. Nou gaan ek die 3 sleutels gee, is reg. Die man Here wil vir jou leer wat maak. Die 3 sleutels wat ek vanmôre vir jou gee. Die konteks van hierdie verhaal. Die 3 sleutels moet jy neerskryf, baie belangrike sleutels. Genesis 22:12. En hy sê, nie jou hand na jou seun toe uitsteek nie. En doen hom niks nie. Want nou weet ek dat jy God vrees. Dis die sleutel. Jy moet 'n lewe hê wat jy God vrees. Nie negatiewe vrees soos wat Adam en Eva gehad het. Dis 'n probleem. Ek praat van 'n heilige ontzag wat jy vir God het en weet wie God is. Eerste sleutel is. Het jy heilige ontzag vir die Here? Verstaan jy wie God is? Eerste sleutel. Ek het vir u nie minder as 40 beloftes. Ek dink as oor die 50 beloftes het ek vir u gegee wat die Here beloof aan wie weet toe. Lees. Sleutels. Verseëninge, voorspoed, beloftes van God. Dis die eerste sleutel. Hy sê jou seun, die enigste. Hy nie. Wat het jy gedoen? Jy het hom nie van my terughou nie. Here sleutel. Skryf dit neer. Here praat met my hierdie week. Oor hierdie sleutel. Sien my broer en suster, want ons verstaan baie dinge en dan bid ek en sê, Here, gee vir my wysheid, Vader, ek word wysheid, verstaan dinge nie, Here. Kom ons en ons kry mense wat in situasies is. Want jy sien, wat sê God, hy beloof 'n seën aan hulle wat niks van hom terughou nie. Ja, gaan ons baie keer weer dinge. Ons bely dinge voor God. Sondes en ongeregtighede. Hele generasie vloeke breek ons. Ons doen al hierdie dinge. Maar tussen ons is besig om dinge van God terug te kry. Luister, dis nie sonde en ongeregtigheid, jy is nou in die goed betrokke en al dit is nie. Jy hou nie dit wat God jou nie geseën het terug. Jou talente, gawes, jou seëninge, al die wat die Here jou mee seën, jy hou dit terug. Jy gaan begin terughou. Vir groot aanklag. Here sê hy seën. Abraham, omdat jy nie jou seun teruggehou het nie. Die een wat ek vir jou gegee het, wat het God jou beloof en het jy vandag? Hou jy dit terug? Sien, wat doen God? Hy gee vir jou gawes, hy gee vir jou talente, hy seën jou met baie ander dinge. Met die doel sodat jy 'n seën vir ander kan wees. Dis God se plan. Maar as jy dit terughou, dis 'n probleem. Die Here sê jy moenie terughou. Dit wat God vir jou gegee het nie. En wat God gesê het jy moet teruggee vir hom nie. Ek gaan nie môre praat oor nie. En praat met ons daar. Genesis 22:15 tot 18, derde sleutel. Toe loop die engel van die Here die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself, want God kan by niemand sweer, want jy sweer by iemand wat hoër autoriteit en gesag het as jy. God kon by niemand anders sweer as homself nie, want as niemand voor is, God nie, sweer homself. Spreek die Here, omdat jy gedoen het en jou seun jou enigste nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën. Dit is die Here. En jou nageslag grootlik sal vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand van die seestrand is. En jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. En jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Daar is dit. Luister, wanneer God met jou praat. Luister wanneer God jou roep. Luister wanneer God sê, jy moet iets doen.
as 'n groot seën daarin, dis 'n sleutel. Die 3 sleutels, wat is hulle? Die vrees van die Here leef. Vrees van die Here moet jy leef. Tweede ene, moenie van God terughou. Dit wat hy jou mee geseën het nie. Derde sleutel, wat is dit? Jy moet luister wat God sê, my broer en suster. Kom ons gaan. Kyk rondom hierdie gedeelte. En die vat na baie belangrike ding. Net nie weet dit as nooit God se regte bedoeling dat Isak geoffer sou word nie. En dis teenstrydig met wat God gesê het. Wat God in Abraham gesoek het, wat sy hart wat heeltemal aan hom toegewy was. Dat die Here soek het jou hart. Change my heart, oh God, make it ever. Dit het gesing vanmôre. Sit jou hart begeerte. Die Here jou hart moet verander. Ek bid die Here dat harte verander gaan word. En ek vat hier na 'n beroemde 20ste eeuse Russiese Frans-Joodse kunstenaar, naamlik Marc Chagall. Jy sien, hy het baie Bybelse tonele geskilder. In sommige van sy bekendste skilderye is waar hy Jesus skilder, waar hy gemartel is, gekruisig is en doodgemaak is, van sy skilderye. Een van hierdie skilderye wat hy geskilder het, is die Akeda. Hy het ook die Akeda geskilder. Die Akeda is waar Abraham vir Isak geoffer het. Nou vat ek hier gou na sy skildery, baie kenmerkend. Hierdie Joodse skildery. Ja, sal jy die skildery sien wat hy geskilder het. Dis hy skildery die Akeda. Daar sien ons vir Isak in die geel. Waar lê Isak? Op die altaar vasgebind. The binding of Isaac is die Akeda. Daar sien ons vir Abraham met die mes in sy hand. Dan sal jy sien, daar is die engel van die Here wat met Abraham praat en vir hom sê, moenie jou seun enige skade aandoen nie. Dan sal jy sien agter die boom daar, sien jy die ram. Dan sal jy vir Sarah wel nie in die prentjie hierso by die Akeda in hierdie verhaal nie. Maar daar sal jy Sarah sien wat van 'n afstand af kyk. Maar daar aan die bokant daar, dit is aan julle regterkant, wat sien jy daar? Jesus Christus aan die kruis. Vorm deel van hierdie skildery wat die Akeda is. Amen. Ons weet nie wat in sy gedagtes aangegaan het toe hy dit geskilder het nie. Maar op een of ander manier, my broer en suster, het hy Jesus verbind aan hierdie verhaal. As jy kyk na die teologiese interpretasie, dalk nie van Judaïsme nie, maar van die Christene sien hulle die ram wat daar is en Isak wat geoffer is, my broer en suster. God het sy seun geoffer. Dis die lam wat op die altaar gesit is in die Nuwe Testament. Ek dink die Gees van God het in sy hart gewerk, in sy gedagtes vir hierdie skildery, want hy koppel Jesus Christus se kruis aan die Akeda. Dit laat my dink aan, as ons kyk wat in die Rosh Hashanah gesê word en gelees word, alhoewel hulle nie verwys na Jesus nie, kyk hulle na die geskiedenis, maar ek en jy kan terugkyk in die geskiedenis, ons weet, dit is Jesus Christus wat God eintlik wil simboliseer het. Jy sien, as jy gaan kyk na Genesis 22 en jy gaan kyk na die Nuwe Testament, dan sien ons presies wat hier gebeur, want in Genesis 22:2 sê God het gesê, neem jou seun, jou enigste seun Isak wat jy lief het, terwyl Johannes kom in Johannes 3:16, seker die mees bekendste skrif in die wêreld. As so het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Amen. Daar's as Genesis 22. Een wat ek lief het, my enigste seun wat ek gegee het as offer. Wat gebeur het in die Akeda, Genesis 22, is wat gebeur het met betrekking tot Jesus. Hy sê dit hier. Dan gaan ek hier baie belangrike ding doen. Abraham het sy lewe op God en sy beloftes aan hom gewaag. Hy het gewaag om sy seun te offer. Dieselfde God wat Abraham in die onmoontlike ingetrek het deur vir hom, hulle wat onvrugbaar is, hierdie seun te gee van die belofte, want hy was nie net 'n seun nie. Hy was die seun van die belofte. Hy was die seun wat 'n groot nageslag het deur wie Abraham se nageslag groot sou word. Hy was die seun gewees vir die seun wat gekom het na alle ander nasies toe. Hierdie was nie net 'n seun nie. Nou kom God en sê oor hom. En ek wil 'n paar stellings maak hierso. Vir hom het dit meer gegaan oor God as die beloftes van die Here.
Abraham was bereid om volkome op God te vertrou. Selfs toe dit gelyk het op God sy eie plan gaan ondermyn, my broer en suster, en die belofte wat hy gemaak het, dan kanselleer in Abraham se lewe. Dit was opregte geloof geweest. Ek wil vandag vir julle sê, die lewe van opregte geloof maak nie altyd sin. Weet jy dit? Dink jy geloof maak sin? Nee. Die lewe van opregte geloof, dit is nie van haar. Here, dit maak nie sin nie. Dit wat nie aan my beloof het, maak nie sin nie, Here. Geloof, my broers, dit maak nie sin nie. Moenie jou logiese denke en analitiese brein wil gebruik wanneer dit kom by die woord van God en geloof nie. Gaan dit mis. Maak nie sin nie. Om die meeste van die heelal te ken beteken nie dat ons nou filosofies moet raak met betrekking tot sy woord nie. Luister. En teologies weet alles. Wow, Here. Nee, ek dink ons ken God nog nie. Om God werklik te ken beteken eerder om in 'n pynlike, skynbare, teenstrydige spanning ingetrek te word, waarom ons sukkel om te weet en sê, Here, wat gaan wat? Here, dit kom gebeur nie. Ander aspek. Die hiervoor is dat God besig is om daardie natuurlike neigings wat ons het te transformeer. Want God is in die transformasie besigheid. Die Here wil jou lewe transformeer. Hy gee vir jou hierdie woord om jou lewe te transformeer, om jou denke te vernuwe, wat Romeine 12:2 sê. Dis wat God wil doen. Om nie op ons eie begrip te speel nie. Dat ons mense kan word wat op God vertrou en om alleen hom te glo. Hy wie ons geroep het gehoorsaam te wees. Verhaal gaan oor Abraham, dit af. Verhaal gaan oor Abraham, as ons gaan kyk, gaan dit oor Abraham, God het met Abraham gepraat en so voort. Hy het gebeur, daar was Isak ook betrokke. Jy het gesit en gewonder, wat het in Isak se gedagtes aangegaan? Waardeur is Isak? Ons praat van Abraham en sy geloof, maar waar is Isak? Het hy nie emosies nie? Dink jy Isak is nie trauma? Ek vandag vir jy sê, dis die kompleks trauma, wat in daai seun gegaan het. Wat was hy? Was bereid, dat sy baan vat op die altaar vasmaak, en het geweet, jy is die man. Dis wat die Isak is. Ek wonder wat het Isak gedoen toe hy van die altaar afgekom het. Ek dink by tekkies. Weet die Bybel sê nie. Jy lees die eerste keer van Isak, toe sy vrou Rebekka vir hom gaan haal is en hy getrou is in die tent van sy ma wat toe dood is. Want daar's 'n Sara ook. Daar's 'n ma ook. Om vandag vir 'n bietjie geskiedenis sê, staan nie in die woord nie, maar dit lyk of Abraham en Isak nooit weer vir Sara lewendig gesien het toe hulle terug is nie. Want dit was op die ouderdom van 37 jaar wat Isak geoffer was. Van 37 jaar. Hoe oud was Sara gewees? 127, as ek reg het, 90 plus 37, 127 wat toe kom. Dit lyk vir my. Die trauma was so erg vir haar, want sy het geweet, haar seun gaan geoffer word. Sy het gesterf. Sê jy gevoel het as ma, jou enige gebore seun wat God in jou beloof het, jy kon die kinders kry. Jy sit die seun op die altaar, sy weet haar man, het in offer. Sy het gesterf. En ons dink nooit hierdie volle omvang nie. En jy sien, God het dit laat gebeur, want dit wil ons iets leer hier, dat hy is nie van die land is. God het vir Jesus Christus ons gestuur. Ek weet nie wat is jou Isak. Wie sal nie? Ek vandag vir jy sê, elkeen van ons het die Isak. Wie dink jy het die Isak? Ek en jy het die Isak. Mag die Here voor ons vir ons, is dat nog. Dis wat ek het, maar ek sê nie die Here van die nie. Sê bereid,
Dat die Here jou kies, jou geloof en jou gehoorsaam. Wat sy geveg is daar? Geveg is tussen jou geloof en jou gehoorsaam. As God vir jou sê, jy moet iets doen, is jy bereid om dit te doen. Want as jy besig om van God terug te hou, God die wil seën en terug te hou. Daarvan sê Here, het vir elkeen van ons talente en gawes gegee. As jou talent en gawe belangriker word as God, kan daai eie talent van jou vernietig. 'n Instrument word in 'n gereedskapstuk wat jou laat ondergaan. Ek bid die Here dat jy gaan hoor van jou. Laat my toe. Baie hartseer. Die stelling te maak wat jare terug iemand in die worshipspan genoem. Stelling wat die persoon maak het my geskok. Te luister, as ek nie speel nie, kom ek nie kerk. Wat is die motief van so 'n persoon? Die gawe en die talent wat God gegee het 'n afgod geword. Om vandag vir jy sê, dit wat God jou mee seën, kan vir jou 'n afgod word. Ek bid die Here, die woord van God sal hoor vanmôre. Dat jy nie dit wat God juis jou geseën het nie, my broer en suster, en die gawes en die talente wat die Here vir jou gegee het, dat dit 'n afgod word nie. Nie wil ek sondig nie. Ek doen nie ongeregtigheid nie. Wat hou jy terug van God? Wat weerhou jy? Wat hou jy terug van jy? En die Here praat met ons vanmôre. Kom. Want God wil jou bless met die diens. Kom ek vandag vir jou sê. Want ek weet net die evangelie is 'n baie boodskap, nie 'n maklike boodskap nie. Dink jy die evangelie is maklik? Ek vandag vir jou sê as groot fout in jou lewe as jy dink die evangelie is maklik. Ja, seker ding wat God net toe sal kom en vir jou gaan vra. Hy gaan jou roep. Willem. Wat gaan jy antwoord? Kom asseblief volgende week. As jy nie weet wat om te antwoord nie. Die volgende week is. En ek gaan maar vir jy sê, volgende week gaan die grote gebeur en grote week gebeur. Hier in hierdie huis van God, die heilige berg, Moria, van volgende week, grote dinge gebeur. Ek dink ons gaan maar net iets volgende week. Ek weet nie die Here sal klaar wees om te kom. Dit is nie mis. Amen.